Baie welkom aan een en elke vanoggend. Wat 'n voorreg het ons nie om in die huis van die Here by mekaar te kan kom. Met die uitsluitlike doel om sy naam groot te maak. Ons het nie nuwe besoekers, ons het besoekers. Welkom. Was daar enige verjaarsdae in die week gewees? Okay. Dan gaan ek vir Jean-Ray roep. As jy gou van hiernatoe sal kom asseblief. Dis soos die nagmaal vandag. Wat sê? Kan jy uitdeel asseblief? Want sjokolade moet ons sjokolade eet, né? Daar's altyd 'n tydjie vir 'n sjokolade. En as jy verjaar moet jy sjokolade kry. Terwyl hy besig is, ons YouTube, die dienste word op Facebook ook uitgesaai, maar daar is ook 'n link na YouTube en Instagram toe. Okay, so julle is welkom om dit ook daar te kry, of as jy hom wil share, van daar af share na 'n volgende platform toe, waarheen jy dit wil share. En ek sien daar's baie mense wat sommer op hulle eie status ook sommer share. Ons kursus gaan vandag begin, direk na die diens, of so 20 minute na die diens. Dis nie lank nie, dis so 30 na 40 minute toe. Waar Jean-Ray lees, dan gaan ons 'n uur. En dan is dit, ons het nou net uit 'n vas uitgekom, en ons beweeg al weer in 'n vas, in 'n 40 dae vas. Dit begin Woensdag. En dit is nie iemand se skuld nie, want dit is omdat Paasnaweek hierdie jaar vroeg is. En mens kan nie glo, ons is al naby, môre. Ons is al reeds so naby. Hallo Ruben. Daar is hy. Welkom by ons. Dis Woensdag is as Woensdag. En dan begin die 7 lydingsweke begin nou. En dit is skrikwekkend om te dink, ons vier nog bietjie nuwe jaar en ons gaan al reeds in voorbereiding vir die Paasnaweek. So, ons begin Woensdag die 40 dae van vas. Hierdie vas besluit jy self. Dit is op een en elke ou. As jy voel, my gesinslewe ly gebrek, omdat ek te veel televisie kyk. Ek wil vir 40 dae minder televisie kyk. Ek gaan 'n ure dag kyk. Of ek voel, ek is op 'n plek wat ek moet van die sigarette ontslaa raak. Is dit 'n goeie tyd om te sê, ek vas vir my sigarette. Maak nie saak wat in jou hart is nie. Hoe dit in jou hart is, jy gaan voor die Here ingaan en jy gaan sê, ek wil gaan vas. Ek is bereid om iets op te offer, wat dit ook al mag wees. Want dit is, soos ek sê, dit is nie altyd kos nie. Ons is nou deur die kos ene. Hier besluit jy om te sê, ek wil iets opoffer van myself, wat vir my belangrik is, of wat ek baie keer belangrik ag, om dit te vas vir die Here in die 40 dae wat voor lê, voor die Paasnaweek. So gaan sit by die Here, hoor, en as jy begin, 40 dae is 'n lang tyd, maar dit is wat jy wil besluit. Dan die laaste ene, wat in die middel is, maar ek het hom oorgelos vir laaste, is skattejag. Ons gaan die einde Maart gaan ons die skattejag hê, en ek wil graag iemand hê, wat kan inkom en kan sê, ek kan dit reël. Ek is saam met jou, ek doen dit saam met jou, en amper op die lees van wat ons gedoen het 2 jaar terug. So iets soortgelyk, maar nie dieselfde nie. So, ons sit iemand wat, as jy kom en sê, ek kan organiseer, ek kan dinge doen. Kom praat met my en sê, en dan gaan ons van daar af. Verkieslik iemand wat bietjie nie skaam is om met mense te praat nie. Want die voorbereidingstyd is die belangrikste, om met die mense te gaan praat, om 'n sponsorship te kry, om iets te doen. Ons het laas, as ek reg kan onthou, amper R15,000 se pryse gehad, wat ons kon uitgedeel het. Dit is vouchers gewees, en dit is regtig, dit is lekker en interessant, maar ek wil die regte persoon hê om te kan sê, daar is hy. En natuurlik ook insette te kry, want dit moet nie my idee wees nie, dit moet 'n gesamentlike projek wees. So as jy kom praat en jy voel, maar weet jy, ek gaan niks
nodig hê om te sê nie, want hy gaan my oorheers met alles behalwe. As jy kom met 'n vars idee, dan werk dit. So, asseblief, as die Here op jou hart lê en jy sê, ek kan so iets doen, ek kan dalk betrokke raak met so iets, kom praat. En ek dink dis die lot, dis hy. Kom ons sit net so, en ons aanbid die Here. Almagtige God en Vader, hoe wonderlik is dit nie, om voor U te kan stil raak. Om in die aangesig te wees en te kan sê, U is my God. U is my Vader. U is die een wat die lewe die moeite werd maak. Dankie Here vir U genade. Dankie vir die vrede. Dankie dat ons U kinders genoem mag word. Here, dit is met blydskap in ons hart wat ons voor U staan. Wat ons stil raak. Wat ons U naam aanroep. Maar ook waar ons probleme kan los. Want Heer, U is in beheer. U het ons lief, ongeag. Somtyds tree ons so stout kindertjies op. Maar dankie Here ook, dat U vir ons keuses gee. Dat U ons stigtig soos 'n Vader, met liefde in die hart. Here, dankie vir elke dag. Dankie vir mense wat oor ons paaie kom. Dankie vir die voorsiening wat U het. En Here, dankie vir seën. Amen. Kom ons staan saam en ons gaan voor die poorte van die hemele in en ons sing tot eer en verheerliking van ons Vader. Ons boodskap vandag gaan wees gehoorsaamheid aan die Here. Om nie bang te wees om gehoorsaam te wees aan die Here nie. Maar dit sluit ook, terwyl ek met die voorbereiding besig was te besef en dit ek te dank aan Veronica, want sy praat altyd van haar Hagar move. Maar dit moet jy self met haar uitsorteer. En toe besef ek, hierso koning Agas, want ons gaan vandag oor koning Agas praat. En koning Agas het ook 'n Hagar move gehad. Hy het ook nie gehoor toe die Here gepraat het nie. Hy het ook besluit, maar ek kan 'n plan maak. Ek kan my eie plan maak, soos wat Abraham gemaak het koning Agas ook sy eie plan gemaak, en het ook gebackfire. En die korrelasie tussen die twee was my nogal, wow, ek het dit nooit besef nie. Maar om daarby te kom, het ek ook so 'n bietjie gaan in ons hedendagse wêreld gaan kyk van gehoorsaamheid aan God. En ons as mense se gehoorsaamheid. Nou dit is maklik, en ek glo een en elkeen van julle het al reeds in jou hart gesê, hierdie is nie vir my nie, want ek is gehoorsaam. As die Here met my praat, dan luister ek. Maar nie, ons doen nie altyd nie. En vir my 'n eye-opener was. Ek het vanoggend Engelse tee gedrink, so ek gaan 'n bietjie Engels op praat vandag. Vir my, wat my oë oopgemaak het, was die berugte ateïs, Richard Dawkins. Ek dink ons almal het al van hom gehoor. Hy staan groot teen Christendom. Moenie stres nie, julle twee. Jacques, dit is almal wat hier het al kinders groot gemaak. Glo vir my, almal is al daar. Julle stres die meestes. Die ander, dis net nog 'n klank. So, moenie worry nie. En die wat julle wat nog nie kinders groot gemaak het nie, dis op pad vir julle ook. Kinders is rarig, dis 'n gawe van die Here af. Moenie julle ongelukkig raak as hy, sien jy moet besig wees, man. Hierdie berugte ateïs het my oë oopgemaak. Want daar het ek besef, meeste van ons wat die Christendom, wat sê ons is Christene, hang baie keer net Christendom aan, want dit is 'n lekker vlaggie om saam te dra. Want as dinge my nie pas nie, ek is 'n Christen. Maar Richard Dawkins het 'n paar jaar terug het hy gesê,
En hy het dit in sy eie woorde, ek gaan nou sy woorde ook lees, dat die wêreld sonder godsdiens en God tot 'n morele uitgang sou gelei het. Nou, vir 'n ateïs om so iets te sê, beteken iets is besig in sy kop te roer, maar dit het nog nie veel geroer, want ek sien, die man is nou 84 en hy gaan nog aan met sy dinge, maar hy het iets waar gepraat daar, wat ek glo nie, ek en jy verstaan elke dag nie. Want hy het gesê, en hy het dit in die Britse Sunday Times gesê, dat hy vrees die dag as hulle godsdienst afskaf, dat die wêreld 'n slegte plek sou gewees het. Dat die samelewing nie sou gewerk het nie. Want sy rede is, it would give people a license to do really bad things. People may feel free to do bad things because they feel God is no longer watching them. En hy het dit, sy woorde te gebruik, en hy het gesê, dis deur sy standpunt kom van die eksperiment wat hy gedoen het, met een van sy aanhangers, Melissa Bateson, wat aan die Universiteit van Newcastle is sy 'n dosent. En daar het sy die studie gedoen. En die studie wat sy gedoen is, sy het 'n koffiestasie begin, en in hierdie koffiestasie het sy gesê, ek vra nie geld nie, maar ek sit 'n honesty box, 'n eerlikheidsboksie daar neer, om te sê, weet jy, vat vir jou koffie, maar betaal self vir jou koffie. En op 'n stadium het hy begin, en die student het begin inkom, natuurlik aanvanklik, nee, hier's 'n catch, ek weet nie wat gaan gebeur nie, en hulle het begin inkom, en hulle begin koffie vat, en hulle gaan geld insit, en so het al hoe meer mense begin koffie, in die koffiewinkel vat, en hulle moet in die honesty box betaal. En dan sê hy, they help themselves to coffee, and they are supposed to put money in the box. And each week, the honesty box take in less than the amount of coffee that was taken. Toe het hulle gesê, okay, maar kom ons kyk, dit het nou gebeur oor 'n paar maande, kom ons kyk wat gaan ons nou doen. Toe gaan en hulle teken bo op die vorm, waar jy jou koffie bestel, 'n paar oogies, en hulle sê, dis die watchful eyes wat ons geteken het. En die oomblik toe hulle die watchful eyes op die papier gesit het, ewe skielik, toe begin die koffie, die honesty box te groei, en die mense begin hulle geld daarin sit. Want daar's nou oogies wat my dophou. Al is dit getekende oogies op 'n papier, het die mense net besluit, ek moet gaan, ek word dopgehou, so ek my geld in die boks gaan sit. Dis 'n radikale verandering van Richard Dawkins se uitsprake wat hy gegee het, so min as 4 jaar terug, wat hy gesê het, kinders moet beskerm word teen hulle ouers se godsdiens, want die ouers forceer hulle godsdiens aan die kinders af. Dis waar hy gestaan het. En die feit dat ateïste deesdae 'n wekroep oprig, en vir almal daar laat om uitgaan om te gaan hoor en te sê, godsdiens is nodig. Godsdiens moet daar wees, sodat die wêreld 'n beter plek kan wees. Moet vir my en vir jou ook bemoedig in ons stryd teen hierdie invloed van sekularisasie wat op die oomblik aan die gang is. En as jy nie weet wat sekularisasie is nie, dit is waar ons as mense in 'n wêreld in beweeg, waar mense in 'n wêreld leef, maar ons moet ons godsdiens ook wêreld toe vat, sodat die mense kan sien, ons is nie skaam nie, ons sit nie op 'n Sondag hier en as ons die uitstap en sê, dankie tog, ons is nie weg nie. Ons is op 'n plek wat ons kan kom en sê, ons kan trots wees om buite te wees. Want die ateïst, die hoof-ateïst amper in die wêreld, het gekom en gesê, iets is aan die gebeur met godsdienskap. Godsdienst veroorsaak dat daar orde begin wees, want mense begin bid tot 'n God, sy woorde, ek bid tot my God, en my God is daar om my te beskerm in elke oomblik van ons lewe. En ons het vanoggend
het ons 'n ding gekry, wat vir my nogal, so half die wow oomblik was. Beweegkerk Nelspruit is ons nie 'n groot gemeente nie. Maar vanoggend is die eerste oggend, wat daar in 30 beweegkerke 'n diens gehou word oor die land. So, ons mag klein wees, maar daar's 29 ander wat al saam met ons groei. Wat saam met ons, ook in die Kaap groei nie, hulle is te groot. Maar wat saam met ons in 'n plek is, wat ons kan sê, in een geloofsgemeenskap, is ons nou al 30 kerke, wat ons kan kom en sê, ons aanbid die Here. Ons is woord gefundeerd, en ons vertrou, wat in hierdie Bybel staan, is die woord van God, en ons gaan volgens dit handel. Jean, kan ek vir jou vra, of ons die dankoffer op te neem asseblief? Ek gaan nou 'n geleentheid gee, vir die wat 'n dankoffer wil gee asseblief. Sorry. En voor my vrou kwaad raak, ek het vanoggend oestroop gedrink. Sy het die bottel langs my bed kom sit, en dan langs my stoel kom sit, en sy's bedrywig met daai bottel oestroop. Hy het nou mooi vat. Kan ek net so sit en die oë sluit asseblief? Baie dankie Here vir die dankoffer. Dankie vir vrygewigheid. Dankie vir insig. En dankie Here dat U ons seën. Seën met U gawes. Seën wat ons ontvang sonder dat ons daarvoor gevra het. Here, ek vra op U seën oor hierdie inhoud van hierdie kassie. Mag U koninkryk daarmee verheerlik word. Amen. Kom ons staan saam en ons aanbid die Here in lofsang. Sit gerus. Ons gaan vanoggend lees uit Jesaja, maar ons gaan ook uit Matteus. Want soos wat Abraham 2 paaie gemaak het, waar daar 'n pad saam met Hagar was en 'n pad saam met Sarai was, gaan ons ook vandag die 2 vergelykings sê. Ek sê dit is so vir my so openbaring gewees om te besef, weet jy? Dit gebeur met ons almal se lewe. Ons maak 'n keuse en as gevolg van hierdie keuse gebeur iets, maar omdat jy die verkeerde keuse gemaak het, gaan die lewe nog steeds aan. Daai keuse wat jy daar gemaak het, of dalk sou gemaak het, sou 'n ander impak gehad het. En ons almal was al op by daai kruispunt. Here, wat 'n pad nou? Wat 'n pad gaan ek nou volg? Want dit voel vir my elke keer as ek die keuse gemaak het, en ek is so halfpad in op hierdie pad, die ander ene sou beter gewees het. Dit sou beter gegaan het op daai kant, as ek maar net. Was ons nie almal al daar nie? If only. As ek maar net dit gedoen het in plaas van dit. En dan kom jy weer by 'n kruispunt 'n rukkie later en sê, as ek maar net. Amper the story of my life. My lewensverhaal is amper op 'n plek wat ek kom. Ek het die hele tyd keuses voor my, en elke keuse wat ek maak, voel ek het 'n verkeerde keuse gemaak. En ons almal doen dit. Maar as ek gaan terugkyk oor die handjievol somers wat in my verlede is, dan besef ek ook, as ek nie sekere keuses gemaak het nie, wat ek gevoel het wat verkeerd was nie, was ek nie vandag hier waar ek vandag hier gestaan het nie. Want elke keuse wat ek gemaak het, het bietjie meer afgesluip, het 'n bietjie meer van my eie harrekwasgeit laat weggaan. Die rots is geskaaf en jy's gedruk in 'n rigting in, totdat wat jy soos 'n diamant mooi in 'n ring kan inpas.
Want is nie enige diamant wat in enige ring inpas nie. Want as jy kom en sê, ek ken nie veel van diamante nie, maar weet het, my ma was groot op 'n solitaire, en hy met 'n skerppunt onder hê. En Veronica het weer 'n platterige bokant, of die onderkant van die diamant. So, die solitaire sal nie na 'n ring gepas het nie. Maar die diamant wat sy onderpunt afgeskaaf is, pas in die vorm waarvan sy hou. En dit is waar ons elkeen in ons lewens, soos op 'n plek wat jy gaan altyd geskuur word. Want partykeer raak jou klempies los. En dan kom die juwelier en sê, maar om hierdie klempie vas te maak, moet ek hier ietsie afskuur. Want ek is besig om aan 'n ring te werk wat spesiaal vir my pas in my verhouding met jou. En dit is wat ons die hele lewe lank moet gaan. Ons maak ons keuses. Maar daai keuse word net nog 'n faset van die diamant word 'n bietjie afgeskuur. Om bietjie meer in plek in te kom. Om bietjie meer vir die bruidegom te sê, dis wat ek op my bruid se vinger wil sit. Dis die dag wat ek gaan kom en sê, jou ring werk perfek vir ons. Want nie eens 'n ring lyk dieselfde nie. Nie eens 'n ring lyk soos die een langs nie. Want jou ring is jou identiteit. Dit is hoe ek dit graag wou gehad het. Vandag se skriflesing is uit Jesaja 3. En ons gaan ook praat van disintegrasie. Want dit voel baie keer vir my asof die wêreld besig is om te disintegreer. En dan kom mense en dan sê hulle, maar daar het 'n oorlog uitgebreek. Die eindtyd is naby. Die eindtyd is naby. Maar die eindtyd word verkondig vandat ek 3 jaar oud was, wat ek kan onthou, net na 3, word die eindtyd al verkondig. Dan Vader, die tyd is al verby, want ons beweeg net nader in die eindtyd. Ons weet die eindtyd is daar. Maar ook, moet ons nie vasstaar daar nie. Want as jy in 2 Tessalonisense gaan kyk, toe Paulus in die stad inkom, en die mense sit en hulle almal werk nie, en niemand doen niks, en hy vra vir hulle, nou wat doen julle? Hoekom werk julle nie? Hoekom bepaal julle nie by julle dagtaak nie? So sê hulle, nee, ons wag vir die Here se koms. Loof die Here, 2000 jaar het intussen verby gegaan. So ons is 2000 jaar nader as wat hulle was. Maar Paulus het hulle berisp om te sê, ons sal nie weet wanneer die dag van die Here kom nie. Ons gaan net moet gereed wees. Ons moet elke dag opstaan en sê, dank die Here, vandag kan moontlik die dag wees wat U gaan kom. Maar ons weet nie, so ons is altyd gereed. So moenie gaan kyk vir tekens en wonders, daar het 'n aardbewing nie. Daar's oor 100 aardbewings wat elke dag die aarde tref. Dis nie die teken nie. Daar is tekens om ons op ons tone te hou om te sê, wees vandag gereed, want vandag mag die dag as die Here kom. Jesaja skryf in hoofstuk 3-5 van die disintegrasie van die samelewing. 'n Samelewing wat God nie meer erken as ons opperhoof nie. En soos John Watts dit stel in sy kommentaar, ek het sy kommentaar gaan lees oor wat hy sê van hierdie spesifieke gedeelte van Jesaja 3-5. All society is held together by invisible bonds, common concerns that may have a moral base. When they disappear, the body politic disintegrates. Maar dan lees ons Jesaja wyd hierdie disintegrasie van die samelewing nie aan die afwesigheid van godsdiens of die afwesigheid van God toe nie. Nee, hy sê dit gaan ook nie oor die alsiende oog. Ons tree op want ons dink, die Here sien my nou. Ek kan nie dit nou doen want die Here sien my nou. En dan is hy iewers in 'n grot ingegaan, die Here kan my nie hier sien, nou kan ek vrye teels nie. Nee, dis nie wat Jesaja sê hierso nie. Hy sê die disintegrasie van die samelewing is eintlik God se oordeel. Waar God nie geëer word nie, waar sy naam nie gehoorsaam word nie, daar kom sy oordeel in werking.
En om dit te illustreer, skryf Jesaja in hoofstuk 3 oor hoe God in so 'n samelewing optree. Ons moet mooi hoor wat hy sê, hoe God optree, en wat God gaan doen. En ek dink baie keer, is dit hoe ek voel oor ons land? Die Here sê vir ons, eerbiedig die leiers wat oor jou aangestel is. En ons doen dit, en ons volg die reëls van die land, want dit is waar God ons geplaas het. Maar nou lees ek hierdie gedeelte, dan dink ek by myself, sjoe, wat nou? Hoe nou? Want God vervang die leiers van die samelewings. Die samelewing wat hom nie eer nie, wat hom nie gehoorsaam nie. Die soldate, ons lees die regters, selfs die profete en al die raadgewers. Lees ons in Jesaja 3 vers 1 tot 4, waar God sê, ek vat hulle weg. En hy vervang hulle met onvolwasse, wispelturige mense. Nou, ons het almal al ons pad gekruis met 'n wispelturige mens. En jy sien hom in die oggend so, en jy sien hom in die middag en in die aand, en dink jy sluit soos die Kaapse weer. Elke 3 ure op 'n nuwe seisoen. Dit voel net asof, waar is hierdie persoon wat ek vanoggend nie gepraat het? Daar's nie 'n ja bly sê ja nie, daar's nie 'n nee wat sy nee is nie, dit voel of alles net, dit gaan net aan. En jy weet nie waar om in te val nie, want is ek nou op die regte vlak, of is ek nie op die regte vlak nie, wat gebeur nou nie? En ons lees Jesaja 3, waar die Here sê, ek vervang die mense met sulke tipe mense. Die gevolg daarvan is dat man teen man begin opstaan, ons wil mekaar te lyf gaan, vriend teen vriend, mense begin van opinies verskil, want nou ewe skielik is, jy is my vriend, maar ek stem nie meer saam met jou nie. Jongelinge teen grysaards. Ek is nog nie heeltemal grys nie, maar ek is nog nie heeltemal oud nie, maar ek is op pad soontoe. So vir die jongelinge wat kan sien, dis deel van die anargie waarvan Jesaja praat. Verwarring, wanorde begin heers onder 'n volk wat nie aan God gehoorsaam is nie. Aan mense wat nie na God luister nie, wat hom nie ken in hulle dag tot dag lewe nie. Die wat geen mag het nie, sal aan bewind kom. Maar hulle sal hierdie bewind tot 'n val laat kom. Voel dit bekend? Begin dit al vir ons voel? Ek kan assosieer met wat Jesaja hier skryf. Nou dink aan die dilemma wat daar is, en ons gaan nou hierdie stuk lees. As die enigste kwalifikasie wat jy nodig het om 'n goeie leier te wees is, hoe jy aangetrek is. Het jy mooi klere aan, want as jy mooi klere aan, kan jy leier wees. Want ons lees in Jesaja 3 vers 6, jy het daarom nog behoorlike klere, wees ons leier en regeer oor hierdie vervalle spul. Jou kwalifikasie is jou klere drag om die leier te wees. Hoe chaoties. Hoe kom ons by dit uit? Ek dink ek sal daar kan kwalifiseer as 'n leier. Maar my klerekas is nog nie so vervalle soos hulle sê, soos die res van die spul nie. Om dit op hy plek te kom en te kan sê, dit is jou kwalifikasie om ons leier te wees. Want dit is wat Jesaja voorspel van 'n samelewing wat nie God aanbid en God die eer gee en hom erken as hulle God nie. Dan sien ons God se oordeel begin oor hierdie volk te kom. Wat verklaar dan in die boodskap van Jesaja se profesie soos volg? Judgment on a people may be passive. It does not have to come from an external invasion, but come through internal atrophy. The passage suggests that God is responsible for this deterioration. It is His judgment on those who forget that they are all ultimately dependent on Him. Nou dit is
erg om te dink, weet jy, dis waarna toe ek op pad is. Die ou met die mooi klere gaan my leier wees. Die ou wat geen kennis het nie, geen krag het nie. Want die volk aanbid nie meer die Here nie. Maar dan gee Jesaja in hoofstuk 4 vir ons 'n bietjie hoop, deur hierdie oordeel van God te beskryf, nie as 'n totale vernietiging van die volk nie, maar as 'n suiwering. Want hy sê, daar gaan 'n oorblyfsel wees. Daar gaan so 'n paar mense gaan oorbly in my volk. En ek sal weer my genade aan hulle betoon. Ek sal hulle oprig en ek sal hulle lief hê en ek sal genadig teenoor hulle wees. Want ek word geheilig deur 'n handjievol mense. Ek word aanbid deur 'n handjievol mense. En dis interessant om te sien wat Jesaja skryf oor hierdie handjievol, hierdie oorblyfsel, wat vir die lewe opgeskryf is, sê hy in Jesaja 4 vers 3, wat vir die lewe opgeskryf is. Ons sien 'n paar keer in die woord van die Here, is jou naam in die boek van die lewe geskryf. En Jesaja sê ook, julle gaan deel van die oorblyfsels wees. Julle gaan 'n handjievol wees. Maar dan sien ons ook, dat te midde van hierdie begrafnisbrief wat ons nou nodig is, want dit is nie altyd lekker om te hoor, of te begin twyfel, is ek deel van die oorblyfsels? Of is ek van daai ouetjies wat deur die mooi klere gelei gaan word nie? Waar staan ek in my lewe? Maar dan sien ons hierdie begrafnisbrief wat Jesaja mee besig is, in hoofstuk 5, kom hy tot die aanhef en hy sê, daar's tog hoop, dat daar sal lewe kom uit 'n afgekapte stomp, wat Israel verteenwoordig. So al is die boom afgekap, sal daar nuwe lote uitgroei. Die boom sal herstel, daar sal 'n nuwe boom uitkom. Die oorblyfsels wat onder die grond is, ons basis, ons fondasie, die rots waarop ons is sterk genoeg, sodat 'n nuwe boom sal kan uitgroei. Dat die ou stuk afgekap word om te sê, ek het dit nie nodig nie. En dis met hierdie agtergrond, die hoop, ten spyte van die disintegrasie, wat die Here dan vir Jesaja stuur na koning Agas toe, nadat Jesaja net 5 jaar in die bediening was. So hy is nog nie 'n ou predikant nie, hy is nog 'n jongeling, hy gaan nog en hy is op pad en hy sê, die Here stuur my na koning Agas toe, met 'n boodskap vir Agas. Maar Jesaja was nie 'n jongeling nie, want hy het alreeds, ons sien ook, hy het alreeds 'n groot seun gehad. En ons lees dan nou, in Jesaja 7 vanaf vers 10. En die Here het verder met Agas gespreek en gesê, eis vir jou 'n teken van die Here jou God, sak diep af na die doderyk, of klim hoog op boontoe. Vers 12, maar Agas het geantwoord, ek sal nie eis nie, en die Here in 'n versoeking stel nie. En toe sê hy, luister tog, o huis van Dawid. Is dit vir julle nie goed genoeg om mense te vermoei, dat julle my God ook vermoei nie? Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word, en 'n seun baar, en hom Immanuel noem. Dikmelk en heuning sal hy eet, as hy weet om te verwerp wat kwaad is, en te kies wat goed is. Want voordat die seentjie weet om te verwerp wat kwaad is, en te kies wat goed is, sal die land vir wie se 2 konings jy bang is, verlate wees. Nou ons weet hierdie gestoei gaan, Agas het begin regmaak, want hy verwag 'n aanval van die 2 konings van die noorde af. Maar ons sien ook hierso, die Here gee hierdie berusting, vertrou, moenie vrees nie, vertrou op my, dat ek vir jou die regte pad na die regte pad sal lei. Want daar's 'n oorlog wat op pad is. Syrië is in die noordryk van Israel, en hulle is besig om op te trek teen Juda.
Hulle kom om Juda te kom aanval. En koning Agas is bekommerd oor die watertoevoer, want die watertoevoer kom van die noorde af. So hy moet sy volk se watertoevoer beskerm. Want die Syriërs is op pad, en as die eerste ding wat hulle gaan doen, hulle gaan die water afsny. So hy's eintlik seker 'n goeie koning, want hy wil sy volk se watertoevoer beskerm, sien ons in vers 3. En dis hier wat Jesaja dan kom, en hy gaan kom by koning Agas, en hy praat met hom. En Jesaja se seun moes alreeds vir Agas 'n berusting gegee het. Daar moes 'n boodskap gekom het uit Jesaja se seun uit, want sy seun se naam is Shear-Jashub. En dit beteken die oorblyfsels kom terug. So alreeds moes hy gekom het en gesê het, maar daar's oorblyfsels wat op pad is. So Jesaja bring sy seun terug en hy sê, so daar alreeds moes Jesaja berusting afgekry het. Maar dan sien ons, Agas is bang. Hy vertrou nie die Here nie. Hy vra nie eens vir die Here om my volk te beskerm nie. Hy vertrou homself. Hy staan daar en sê, ek sal sorg dat my mense nie doodgaan van die dors nie. Ek is in beheer van hierdie geplaas van my volk. En dan kom Jesaja en hy probeer hom beskerm, of om verseker om te sê, die Here sal jou beskerm. Glo en vertrou wat die Here gesê het. Want daar's twee konings, koning Peka en koning Resin, die Here kan hulle teëstaan. Maar dan moet die Agas die Here vertrou. En ons lees dan, daar staan letterlik, as julle nie glo nie, voorwaar, dan sal julle bevestig word. Letterlik beteken dit seker, julle moet nie vrees nie, vertrou net. Die Here, oeps. Ruil net met een agter jou, is alright. Kyk, dis maar genre, want hy's ook al daar weer. So letterlik staan daar, vertrou op die Here. Moenie eens eie mens wees vertrou nie, gaan sê, Here, U sê, U boodskapper, die profeet het na my toe gekom en gesê, wees rustig, vertrou op die Here. Maar Agas sê net, sorry, is te vergeefs, hy wil nie, ding is nie, want ek is in beheer, ek kan dit doen. En dan sien ons hierso, die Here los nie vir Agas, soos wat Agas vir die Here gelos het nie. Inteendeel, hy gaan na Agas toe en hy sê, vra vir 'n teken. Vra vir 'n teken sodat jou vertroue in my herstel kan word. Vra vir enigiets. Enigiets wat jy wil hê, vra die teken sodat ek jou kan wys, ek is God en ek is in beheer. Dan sê hy, selfs uit die doderyk uit. En as jy nie uit die doderyk uit wil praat nie, of 'n teken wil vra nie, vra 'n teken uit die hemel uit. Maar vaders, dan vra net 'n teken. Want dis nie dieselfde as met Gideon in Rigters 6 nie, waar hier kom God en hy sê, ek vra vir jou, ek gee vir die geleentheid om met my te vra vir 'n teken en ek sal dit vir jou gee. Maar wat doen koning Agas? Alles behalwe. Hy kom met hierdie vroom ding van sê, ek gaan u nie versoek nie. Ek gaan u nie voor 'n keuse stel. En dan gaan hy so wragtig en hy gaan haal selfs Deuteronomium 6 vers 16 aan wat hy sê, jy mag nie die Here versoek nie. Die Here gee vir hom die geleentheid om te versoek. En hy gaan haal die woord uit en hy sê, die wet sê ek mag u nie vra vir iets nie. Want ek kan dit nou self doen. Staan ons nie ook baie keer voor daai selfde plek en ons kom en sê, Here, ek weet nie nou nie, maar ek wil nie 'n teken vra nie, want net ek versoek ek die Here. So ek gaan maar liewerste stil bly, ek gaan maar liewerste nog steeds onder die wet bly. Ek gaan maar liewerste self daar staan, want ek gaan nie vir die Here vra, Here, wys my iets nie. Geef my woord, geef my skrif, dat ek kan weet jy, U is in beheer. U gaan my help, U sal my help. Nee, ek kan nie dit doen, want ek wil nie die Here versoek nie. Dit is totaal op 'n ander plek daar.
Maar dan sien ons, Jesaja kyk reg deur hierdie vroomheid van koning Agas. Hy sien die ongeloof in sy gesig. Hy sien die ongeloof in sy menswees. En hy sien ook die opstand teen die Here. En dan gaan hy Jesaja en hy verkondig, of hy gee 'n verlossende oordeel oor Agas. Nou ek sê verlossende oordeel, dit klink of die twee nie by mekaar hoort nie. Want ons sien in vers 13 tot 16, verkondig hy die verlossing. Maar in vers 17 verkondig hy ook die oordeel wat op pad is. So Jesaja vertel hier van as verlossing en as oordeel, 'n verlossende oordeel wat op pad is na jou toe, koning. Hierdie oorlog, waarvoor Agas so bang is, wat hy nie weet, het niks van gekon nie. Daar was nie 'n inval van die noorde af gewees nie. En die Here sê vir hom, die teken wat ek vir jou gegee het waar geword. En hierdie teken het ons net gelees, is van die maagd wat sal swanger word. En sy sal 'n kind baar, en sy sal die kind Immanuel noem. En ek weet nie hoeveel van julle is bewus dat dit gebeur het in Jesaja nie. Want daar's baie mense wat kom en sê, maar dit het in Matteus gebeur. Hierdie is Jesaja in 8 eeue voor Matteus. Die maagd sou swanger word. Dit was heel waarskynlik iemand wat koning Agas geken het. Iemand wat hy gekom het en gesê het, daar is die voorbeeld. En dat dit inderdaad Immanuel, God met ons is. Daar's geleerdes wat kom en sê, dit kon Agas se vrou gewees het, wat hy toe net daarna, na hierdie episode gevat het. Vers 6, in hoofstuk 36, het Agas moes met Hiskia, het hy getrou met die, ek kan nie op haar naam nou kom nie, maar sy seun was Hiskia gewees toe, en so dan sou dit beteken dat Hiskia se naam eintlik moes Immanuel gewees het. So, dis 'n aantreklike interpretasie wat daar kan wees, maar dit is nog nie histories geverifieer dat dit Hiskia was nie. So, wat wel gebeur is dat Agas het hierdie vrou geken. Anders sou die Here nie die teken vir hom gegee het nie. Want dan sou hierdie teken vir hom geen betekenis gehad het nie. Wat sê in sy kommentaar, dat dit nie vir Agas duister was nie. Dit was miskien duister vir die ander mense gewees, maar Agas het dit beleef en hy het nog steeds gekies om na Assiriërs toe te gaan, na die koning van Assirië toe te gaan en te gaan sê, ek wil 'n verbond met julle sluit. Help jy ons, want jou weermag is baie sterker as myne, sodat ek en jy saam die ander koning kan teestaan. En deur dit te doen, is hierdie einste Assiriërs het Jesaja toe gaan onderdruk, en hy het vir Jesaja gesê, jy en jou volk gaan ons nou in ballingskap wegvat. Die oorlog het daar niks van gekom, waarvoor hy bang was nie, waar hy nie die Here op vertrou het nie, wat die Here vir ons het, vraag my teken, niks het daarvan gekom nie, want die aanval is gestuit deur God self, maar hy gaan alliansie soek by die Assiriërs. Ons lees, hierdie teken het wel waar geword. Die maagd het swanger geword. Sy het 'n seun gebaar, en die geskiedenis leer ons, wat ek nou net gesê het, dat hierdie aanval het absoluut, dit het nie gebeur nie. Dit het net verby gegaan. Agas was verniet bang. Agas het verniet sy eie planne gemaak. Hy het verniet gegaan en gaan sê, maar weet jy, ek is in beheer. Ek moet sorg dat die dinge reg is nie. En hy is weggevoer in onderdanigheid, hy en sy volk in ballingskap, paar dekades later. Die teken het egter nie net 'n betekenis gehad vir Agas en sy mense nie. 8 eeue later het dit ook vir ons 'n teken geword. Want dieselfde het gebeur 8 eeue later. Want hier het Matteus gekom, en ons lees in Matteus, dat dit 'n soortgelyke verhaal is wat voor Josef se voete gelê is.
Josef het dieselfde keuses gehad. Josef het nie net gekom en gesê, okay, Maria is swanger en nou gaan ons happy-go-lucky en ons gaan deur nie. Nee. Josef het in 'n droom gekry, die maagd Maria gaan swanger word. En dis 'n teken wat van God afkom. 'n Teken wat Josef is, of moet omarm, of hy moet dit verwerp. Hy het 'n keuse, hy moet kom en sê, weet jy, ek gaan aan met Maria, of ek gaan nie aan met Maria nie. Met hierdie problematiek amper, van 'n vrou waaraan hy verloof is. Nou 'n verloving is in daai tyd, moet ons ook vat, is baie beskou al, die oomblik as jy verloof raak, is jy al gesien as getroud, want die proses moet deurloop. Maar jy kan nie 'n verloofde, as jy verloof is aan 'n vrou, dan moes jy die regte paaie gevat het, om te sê, ek skei jou. Dis nie net van, wat jou ring gaan nie. Daar's 'n pad gewees, om uit 'n verloving uit te kom. So nou is Josef verloof aan hierdie vrou, en sy swanger. En hy sit voor hierdie keuses, wat gaan hy nou doen? En maak nie saak wat hy gaan doen, hierdie teken gaan waar word. Sy is reeds swanger. Gaan jy die Here vertrou, dat dit is die pad wat die Here wil hê jy moet loop? Of gaan jy in jou eie vertrou, in jou eie menswees opstaan en sê, ek vertrou die Here, maar ek glo dit het gebeur, maar nou vertrou ek op myself. Nou gaan ek nie hierdie paadjie volg nie. Want dit is wat gaan bepaal of Josef gaan bevestig word of nie. En dan lees ons in Matteus 1 vers 18. Die geboorte van Jesus Christus was so. Toe Maria, sy moeder aan Josef verloof was, voordat hulle intiem verkeer het dit geblyk dat sy swanger is deur die Heilige Gees. Josef, haar man, was wetsgehoorsaam. Nou dit is belangrik dat dit ingesit is, want hy was 'n wetsgehoorsame mens. Hy het die wet onderhou, en dan, as jy gaan nalees oor hulle wette, was dit wild gewees. So hierdie man was wetsgehoorsaam gewees. Maar hy wou haar nie in die openbaar verneder nie. En het besluit om in die geheim die verloving met haar te verbreek. Vers 20. Terwyl hy dit oorweeg het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van Dawid, moenie bang wees nie. Moenie bang wees om Maria as jou vrou by jou te neem nie. Want wat in haar verwek is deur die Heilige Gees. Sy sal geboorte gee aan 'n seun, en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Dit alles het gebeur, sodat vervul sou word, wat die Here deur middel van 'n profeet gesê het. Vers 23. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n geboorte gee aan 'n seun, en hulle sal hom Immanuel noem, wat vertaal word, God is met ons. Toe Josef as hy slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het, en hy het haar by hom as vrou geneem. En hy het nie met haar intiem verkeer, totdat sy geboorte gegee het aan die seun nie. En hy het hom Jesus genoem. Ons sien hier, alles draai om vertroue. Hy het die Here vertrou. Josef se verhaal is bevestig. Dit bevestig die verhaal van 8 eeue voor hom, wat by Agas gebeur het. Alles draai om die vertroue wat hy in God gehad het, en die gehoorsaamheid aan God sy Vader, en deur te doen wat die Here hom vra. Maak nie saak wat gebeur nie. Hy wil hê dat ons hom vandag nog steeds moet vertrou. En doen wat hy sê. Die meeste van die kere gaan dit teen ons eie common sense in. Ons wil dit nie so hê nie, want dit maak nie sin om dit te kry soos wat die Here wil hê ons moet doen. Selfs al dink jy, het 'n oulike plan wat mag werk. Selfs al dink jy sê, maar hierdie maak glad nie sin nie. Hierdie gaan beter werk.
sê die Here vir ons, vertrou op my. Hy het redelik opgetree. Hy weet wat sy beste vir ons. Hy het gesorg dat hy water het. 'n groter vernoot kry jy nie as die Here asof dit in jou kant is nie. Maar ons moet vertrou op wat die Here wil hê in ons lewe moet gebeur. Ons het planne. Ons maak planne. Ons kyk baie keer as hierdie plan gaan nie werk nie, maar die een gaan werk. Is dit die opdrag van die Here? Moet ons baie keer hierdie skewe kronkelpad loop wat nie vir ons sin maak nie, wat ons nie kan sien wat 4 tree voor ons aangaan nie? Moet ons baie keer hierdie wrang vrugte dra van redelikheid? Want ons wil nie hierdie vrug eet nie, want hy maak nie vir ons sin nie. Dit proe nie lekker nie. Ons wil nie hierdie kant wees nie. Of moet ons vertrou op die Here? Moet ons aangaan in ons vertroue, ons die volgende tree vorentoe gee en sê, Here, ek neem hierdie tree, ek klim uit hierdie boot uit. Al weet ek voor my heilige siel, ek gaan versuip. Ek sal die tree uitneem, uit die skip uitgee, want U het my beveel. Josef het die politiek van sy dag geken. Hy het die wet geken, hy was wetgehoorsaam geweest. Hy het geweet wat gebeur. Swanger, ongehuwde vrouens moet doodgegooi word. En baie keer moet die man dan nog 'n paar houe op die rug ook kry. Hy het geweet wat op pad is. Hy het hierdie politiek begin beleef in sy eie klein kringetjie. Hy het gehoor daar begin stories rondloop. Nou as jy dink in Nelspruit kan stories vinnig versprei, dink ek daar was dit nog erger geweest. Ons het 'n selfoon om te versprei, maar daai mense, ek dink hulle selfoon gebied. Want dadelik was die gesprekke. Is dit Josef sin? Wie sin? Het julle gehoor? Maria is swanger met 'n buiteegtelike kind. Daar's dinge aan te gebeur daar. Het jy gehoor? En Josef het op 'n plek gekom en gesê, ek sal redelik optree. Ek sal nie onredelik wees nie. Ek sal haar nie verneder in die publiek nie. Ek sal in die stilte gaan en sal ek van haar die verloving breek. Ek sal haar nie as my vrou vat nie. Maar ek gaan ons eie pad. Want hy het geweet dis nie sy kind nie. So, ek sal nie Maria se naam sleg maak nie. Sodat ek my vroomheid kan behou. Want ek is mos wetsgehoorsaam. Ek doen dinge ons volgens die wet. Dis Maria wat verkeerd is. So laat ek net my eie vroomheid daarom net behou. Ek is immers mos 'n wetsgehoorsame man. Pas daai skoen? Is ons baie keer op 'n plek wat ons sê, maar ek is hier as gevolg van iemand anders se dade, en nou moet ek beoordeel word, ek moet sleg voel, ek moet slegheid, dinge met my lewe gebeur, want iemand anders het opgevoeder. Hoekom nou? Ek doen dan alles reg. Maar sy wetsgehoorsaamheid het ook bepaal wat sy kaliber man hy was. Hy het die Here nougeset gevolg, hy het alles gedoen wat die Here gesê het. Hy het die wet onderhou en hy het God onderhou, maar ook in die openbaar. En dan verskyn die engel aan hom en die engel verduidelik vir hom wat gebeur het. En hy sien dit en hy is oortuig dat hierdie kind is die kind van God. Maar hy het 'n verpligting as 'n man nou om op te staan om te sê, ek sal nie bang wees om U te gehoorsaam nie. Ek sal Maria as my vrou neem. Want wat in haar verwek is deur die Heilige Gees gedoen. Is dit nie die wonderlikste boodskap wat enige mens kan hê om te sê, ek vertrou die Here want U, Heilige Gees, het veroorsaak dat my lewe verander nie. Ek sal sorg dat sy geboorte gee aan hierdie seun. Ek sal myself weerhou van haar, al is ons getroud, tot die seun gebore word. En so word die profesie dan van toepassing, in Jesaja 7 vers 14 ook. Die maagd sal swanger word, en geboorte gee aan 'n seun, en hulle sal hom Immanuel noem.
En die engel gee dan ook vir Josef die betekenis van Immanuel, God met ons. En Josef sien ons hier, anders as Agas, hy luister na die engel. Hy hoor wat God deur die engel vir hom kom sê. Hy's gehoorsaam aan wat die Here vir hom sê. Want die Here het met die wet gepraat, en hy het gehoorsaam, en hy het ook vir hom 'n opdrag gegee, en hy het gehoorsaam. Hy vertrou 100% op wat die Here van hom gaan sê. Ook hierdie profesie van Jesaja. Want hy gaan, en hy het met die engel gepraat, en die engel het vir hom die woord van die Here gegee, en gesê, soos wat Jesaja dit beskryf het, beskryf dit ook nou vir hom. Deur wetsgehoorsaam te wees, die Here te volg, die Here te luister, kon hy na sy Bybel toe gaan en sê, ja, dit staan daar. Dit het gebeur, dit gaan weer gebeur, want die Here het dit aan my verduidelik deur sy woord. Dis 'n teken van God se verlossing. Net weer dat dit sal gebeur en dat dit kan gebeur. Maar hierdie keer gebeur dit en die impak is soveel groter as wat dit in Jesaja was. Want hierdie keer is 'n verlosser vir die wêreld gebore. Hierdie keer is iemand gebore wat nie net vir 'n koning is nie, hierdie keer is dit vir een en vir elkeen wat na die tyd ook kom, oor die hele wêreld. Josef moet vir ons die voorbeeld wees van vertroue, van gehoorsaamheid, van iemand wat nie bang is om te kom en te sê, my God het gepraat en ek sal luister nie. Maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak wat die impak is nie. Maak nie saak wat die kinderstories is nie. Want God het gepraat, ek sal luister. Wat leer ons van Josef? Dat dit die moeite werd is om gehoorsaam te wees. Josef motiveer ons sodat niks in ons pad kan staan as God gepraat het nie. As God vir ons 'n opdrag gee, moet daar niks in ons pad wees nie, want hy spreek deur sy woord tot ons. Want sy woord leer ons gehoorsaamheid. Dis die moeite werd om barmhartig te wees. Soos God ons lei. Hy het reeds gekies. Ek sal by Maria bly. Ek sal haar nie in openbaar verneder nie. Ek sal saam met haar hierdie pad stap. Ek sal afwagtend wees totdat hierdie kind gebore is. En dit is die uiterste stap van geloof en vertroue wat met deernis uitgevoer is. Dis soms die moeite werd om selfbeheersing toe te pas. Soos Josef, as ons kies, waar hy gekies het om nie met Maria gemeenskap te hê nie, sodat daar nie agterna storie kan wees en sê, dis Josef se kind nie, het hy gekom en gesê, ek moet my weerhou van haar. Dis die moeite werd om op God te vertrou. Dis die moeite werd om hierdie risiko te loop van kinderstories, van bevraagtekening. Want baie keer agter jou rug praat mense en hulle fluister en hulle vra. Dis die moeite werd om voor te kyk en te sê, ek volg my God. Want wat in hierdie lewe gebeur en hoe ek in hierdie lewe optree, gaan net soveel beter in die lewe hierna wees. My gehoorsaamheid aan God gaan my voorberei vir my lewe hierna. En dit is die impak wat in hierdie wêreld besig is om te gebeur. Dis die impak wat besig is om te groei, wat die ateïste bang maak. Want iewerste is iets aan die gebeur wat die mense maak om te sê, ek wil fokus op my God. Ek wil begin eerlike pad stap. Ek wil begin nederig voor die God raak. Ek wil begin om my lewe te verander om meer soos Here te wees. Daar's 'n verlosser gestuur. Nie net om 'n familie te stig nie. Om 'n klein dorpie in Bethlehem en sy omgewing te motiveer nie. Dis 'n impak wat reg oor die wêreld gevoel kan word. Wat reg oor die wêreld mense se lewe verander het en nog steeds vandag verander. Solank as wat ons nie vrees nie, maar vertrou. Soos Josef,
soos Maria, soos elke gelowige na hulle, weet ons, die wêreld begin wonder. Begin wonder, wat gaan in jou lewe aan? Begin wonder, waar is jy nou? Waar staan jy met jou pad met die Here? Hoe sal ons dit regkry? Soos hulle, om op die Here te vertrou, op dieselfde manier as wat Josef dit gedoen het. Op dieselfde manier wat al die gelowiges tot vandag te doen. Ons vertrou en ons is gehoorsaam aan God. Dis die basis van sy woord. Dit is die kern, die kruks van sy woord. Vertrou op sy beloftes. Wees gehoorsaam aan hom. En alles sal vir jou makliker wees. Dit geld vir elke uitdaging wat jy het. En ons sit, een en elkeen met uitdagings. Een en elkeen het iets in ons lewe wat bietjie krapperig is. Maar elke belofte in die woord, sê Jesus, is 'n ja en 'n amen van hom. En Paulus verseker ons dit in 2 Korintiërs 1 vers 20. Dat sy beloftes is waar. Moenie 'n dag oorslaan om nie die woord van die Here te lees nie, te koester nie, in te neem nie. Daar is nog 'n klompie van die 1 jaar Bybels. Jy is welkom as jy voel, ek weet nie waar om te begin lees nie. Kry vir jou 1 jaar Bybel en gaan dag vir dag deur hy boek en gaan lees. Raak betrokke in jou Bybel. Wees een saam met die Here. En moenie bang wees vir gehoorsaamheid nie. Gehoorsaamheid is die moeite werd. Dit is baie keer lekker om te kom en te sê, wow, dankie Here. Ons is in 'n wêreld van God. Waar God is, ons het nie nodig om watchful eyes op 'n papiertjie te teken en te sê, iemand kyk vir jou nie. Ons is op 'n plek wat ons kan kom en sê, my God is almagtig en hy is alomteenwoordig. En ons staan op die gehoorsaamheid, op die grond van gehoorsaamheid en vertroue op God alleen. En ons vat sy beloftes wat in die woord vir ons gegee word. Kom ons sit net so en ons sluit die oë. Dankie Here vir u woord. Dankie dat ons kan delf in die woord. Dat u met ons spreek deur die woord. Dat ons vrye toegang het enige tyd van die dag, enige tyd van die nag. En as ons Bybel nie by ons nie, dat ons selfoon by ons, maar ons kan in u woord ingaan en ons kan u volg. Ons kan u naam verheerlik. Ons kan u naam groot maak. Here, leer ons gehoorsaamheid. Leer ons vertroue. Dat ons kan weet dat u woord waar is. Dat ons hierdie beloftes kan oproep wat sê, staan vas in my naam. Vas en bid in my naam. Here, maak ons harte sag. Here, vat bietjie die eie ek. Laat ons leer hoe om dit net so 'n bietjie weg te skuif. Dat ons kan plek maak in ons lewens vir u. Dat ons 100% op u kan vertrou. En dat ons kan weet, die liefde seëvier oor alles. Want u is God. U is almagtig. U is die skepper. En u is my skepper ook. Dankie Here vir mense wat op ons pad geplaas word. Mense met wie ons interaksie het. Maar Here, dankie ook dat die ateïste se oë begin oopgaan en besef dat sonder u kan dit anargie wees. Sonder u is dinge nie in beheer nie. En sonder u sal daar nie 'n wêreld wees nie. Want man sal teen man opstaan, jongelinge teen grysaards en vriend teen vriend. Dankie Here, dat ons u kan loof, dat ons u naam groot maak, en dat u ons verlosser is. My gebed is in naam van Jesus Christus, ons verlosser, want u sit aan die regterhand van die Vader.
Dankie Here vir u genade. Amen. Ek gaan vra dat ons saam staan en ons sing 'n lied tot eer van die Here.